Amen. Ek sê vir die Here baie dankie vir die voorreg wat hy my kos aanbied vanoggend. Het om te sê, so sê die Here van die leerskare. Ek sê dankie vir pastoor, dankie vir die kerkraad wat my vertrou het om agter die pulpit te staan vanoggend. Ek kan dit my skriflesing kry uit Lukas 23 vers 34. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Luke 23 verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Kom let ons bow our heads and pray. Vader, ek bid vir die voorgeleesde woord, seën dit in die naam en laat dit net in goeie kering wegdra in Jesus naam. Amen. Dierbares, ek praat vanoggend oor Jesus uitgeroep en gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So, dierbares, die skare die Here bespot, hulle het hom nat gespoeg, dierbares. Hulle het hom spies in sy sy gedruk, daar bloed en water uitgekom, 'n kroon het hulle op sy hoof gesit, en daar het bloed by sy voorhoof afgeloop. En hulle het selfs geskree die skare uit, as hy dan nie koning nie man, hy het kos anders red. Hoekom kan hy nie homself van die kruis af red nie? Maar Jesus, in sy nederigheid, het hy gesê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan sê vir die Here, baie dankie daarvoor. Vergifnis, dierbares, is nie natuurlike reaksie nie. Vergifnis, dierbaar, is nie natuurlike reaksie nie, wil herhaal myself. By ons, by die bevrediging nie, en die wraak in die hart, wat menslike harte baie maklik oorneem. So dierbaar is, as iemand jou seer gemaak het, dan sy haat in jou in, hy wraak is in jou in, en jy vat moeilik om te vergewe. Maar Jesus sê op die kruis, so vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die oë van die wêreld lyk soms vir mense as 'n vergifnis jy laat verloor. Soms dink dit hy 'n ander persoon het gewen, maar die Here gee so kalmte in jou hart en laat jy wraak en hy kwaadheid wat jy in jou het, dat jy hulle vergewe. Al sê jy vir hulle nie, maar laat die stilte wat jy doen, wat jy toon en jy bewys aan hulle dat jy nie meer kwaad is nie. En die Here vergewe. Hulle dink is gewen, maar hy het gewen. Die Here gaan nog steeds jou battlefield fight in sy stilte in. Dan sê hy verder, maar Jesus pleit by die mense wat hom baie leed aangedoen het. Hy bid vir hulle, vergeef hulle Vader. Hulle het hom leed aangedoen, dierbaars, maar hy bid nog steeds tot sy Vader, laat hy hulle vergewe. Als het hulle gedoen het aan hom, daar die dag op die kruis van Golgotha. Nou kom ons die vraag by ons op, dierbaars, hoe voel jy oor wat Jesus hier gedoen het? Dit is reg gehandel, om die mense te vergewe wat hulle gedoen het. Want soms was het nou persoonlik, ek persoonlik, dan het die Here mos, dan ek mos nou, nee, hy mense soms nie so vergewe te paaste. Want ek mos nou altyd die haat aan my gedra. Maar die Here sê vanoggend vir ons dierbares, ons moet vergewe en vergeet. En die Here sê vir ons verder, wat is die inhoud van jou gebed? Hoe bid jy? Hoe bid ek tot die Here? Dat die Here, hy persone wat ons aan lied aangedoen, om ons te vergewe. Maar hier is op die kruis van Golgotha sê Jesus vir die Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat maak Jesus se woorde vanoggend in jou hart los? Wat dit ook al mag wees, ek bid dat die Here se oorvloedige genade en sy sterkte jou sal omsingel, dat wanneer vergifnis by jou deur sal aanklop, of wanneer jy die een is wat dit moet uitdeel, dat die gebed van Jesus naby jou sal wees. Die ding het my so geraak. Hy sê ons raak so baie kwaad vir mense, dan kan ons die mense vergewe nie. Maar die Here sê vanoggend vir ons, vir elkeen hier binnekant, selfs hy wat my stem kan hoor op die skerm vanoggend. Jesus sê, ons moet vergewe en vergeet. Al die persoon jou kwaad gemaak, dierbaar is, kom ons gaan na die persoon sy huis toe vanoggend, of vanmiddag, of in die weken,
Ons gaan vra hy vir persoon vir vergifnis. Alhoewel jy nie die een is wat die daad gedoen het, en hy persoon hom kwaad gemaak het, of iets aan hom gedoen het nie, dan gee jy steek hier sy hand niet vir hom. Maar wat ek vanoggend vir julle wil sê vanoggend, neem 'n getuie saam, man. Dat jy klaar die een kan gehoor, jy was by die persoon en die persoon vergifnis gaan vra. Die Here wil dit vir ons verwag as Christene, dat ons dit moet doen. En wanneer die een, dit wat jy moet uitdeel, wat die gebed van Jesus naby sal wees, die gebed van Jesus moet naby wees, dan moet jy sê, Vader, vergewe hulle in Jesus naam. Amen en Here seën, pastor. Baie dankie ons Oudie vir die eerste woord. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek gaan op ons Suster Tissie vra, wat dan vir ons die volgende kruiswoord gaan doen. Toe ek het so agter mekaar is, en ek kyk agterna, toe sê ek, hoekom het ek nou die man en dan die vrou gevra, maar die Here weet seker maar wat die beste is. Suster Ties. Amen. Remember me, oh mighty one. Remember me, oh mighty one. Gedink aan my, Lam van God. Gedink aan my, Lam van God. Amen. My begroeting is in daardie mooi naam van onze koning Jesus Christus. Ek begroet vanmorgen die gesag van God, elke broer en suster in die mooi naam. My woord is vanmorgen, remember me, Almighty God. As Lukas 23, vers 42. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag, nee, en hy sê vir Jesus, sorry dierbare so, en hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En toe ek my boodskap voorberei, kom hier die lied, Remember Me. En ek sien dierbares, sometimes you feel alone, sometimes you feel rejected, and sometimes you ask him, where is this God? That he doesn't answer me. Maar God remember us always. Toe hy gesterf het op die kruishout van Golgotha, en toe hy geslaan raak, die eerste hou wat hy geslaan was, het hy gedink en gesê, Here, daar is treis gedink aan haar. Toe hulle die eerste hou slaan. Toe hulle die spies in die sy druk, het God aan ons gedink. Toe hulle die doringkroon op sy hoof druk, elke bloed wat daar uitgetap het, hoe dieper hulle hom indruk, het hy gesê, Here, daar is my kinders, gedink aan hulle. En soms gaan ons deur 'n lewe, soms gaan ons deur pyn, wat het voel vir jou, Here, daar is niemand rondom my nie. Here, ek het nie 'n uitkomskansie. Soms voel het vir jou dat jy is afgeskryf van hierdie wêreld af, maar hierdie God gedink aan ons vanmôre. Moet nooit vergeet nie. Sometimes you turn your back on God, but God never turn his back. Sometimes you walk away, maar dan stuur die Here sy engele, gaan kyk aan my kind, waar hy ook hard verdwaal, gaan kyk aan hom. As hy val, tel hom op en lei hom weer. En vandag sê die Here vir ons, dat hy gedink aan ons. Die pyn wat ons vanmôre deurgaan, die Here gedink aan daardie pyn. Moenie vergeet nie. Elke bloeddruppel, elke hou wat hy geslaan was, elke spyn wat deur die spies wat deur sy gedruk was, elke hou in sy hand, hoe dieper hulle daardie spykerkap, hoe dieper het hy geskree en gesê, Here, gedink aan my kinders vanmôre. Ek wil vanmôre u bemoedig.
gedink vanmôre aan u siel vanmôre. Jy voel vanmôre verwerp. Jy voel vanmôre seer gemaak. Jy voel vanmôre dat die wêreld dry teen jou. God het ons geonthou. Toe hy op die kruishout van Golgotha gehang het hy vir ons geonthou. En remember me, Almighty God. As jou oë so toemaak vanmiddag, dan dink jy aan al die seer en al die pyn wat die Here moes vir ons gelei het. Hy kon teruggedraai het, hy kon teenoor hulle gebeklei het, maar hy het nie. Hy het stil gebly, omdat hy aan ons gedink het, wat moet gered word, wat moet verlos word, wat spartel in ons sonde, wat nie uitweg ken nie. Hy moes dit deurgaan, sodat hy ons kon onthou. Amen. Here, dink aan my wanneer jy die paradys ingaan. Here sê, vandag gaan jy saam met my in my koninkryk ingaan. Vandag nog gaan jy saam met my. Ek gaan oproep op ons suster Ursula, wat dan vir ons haar gedeelte gaan doen. Vanmôre wil ek u begroet in daardie wonderlike naam van ons koning Jesus. Ek sê die Here dankie vir 'n voorreg wat ek kan hê om agter die kansel te kan staan. Dit is nie maklik nie. Weet ek is nie een vir baie woorde nie. Ek skryf maar my goedjies neer nie. So ek gaan hom aflees. Okay. Ons kry ons skriflesing in Johannes 19 vanaf vers 26 en 27. En toe Jesus sy moeder sien en die disippels wat hy lief gehad het, die disipel wat hy lief gehad het, hy by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder, en van daardie uur af, die disipel haar in sy huis geneem. En toe Jesus sy moeder en die disipels wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Jesus hang aan die kruis en het geweldige pyn, maar ongeag die pyn en lyding, is hy bekommerd oor sy moeder, oor wie vir haar gaan sorg en wie haar gaan bystaan van nou af. Hier aan die kruis wil hy seker maak dat daar na haar omgesien gaan word, en hy nie, omdat hy nie meer daar is nie. Hy weet dat hy sal sterwe, en dat sy sonder 'n seun sal wees wat vir haar sal kyk. Wanneer hy dus Maria en die disipels wie hy lief gehad het, naamlik Johannes, by mekaar sien staan, sê hy vir haar dat Johannes nou haar seun is, haar aangenome seun van nou af, wat na haar sal omsien. Johannes 19 vers 27 is ek daar het lees sê, en van daardie dag af het Johannes haar in sy huis geneem, na haar gekyk en na haar omgesien. Baie teoloë is dit eens dat Josef, die man van Maria, alreeds dood is. Vreemd volgens die Joodse kultuur was dat die oudste seun se verantwoordelikheid is om na sy ma om te sien as sy 'n weduwee word. Jakobus en Judas, die broers van Jesus, het ook geleef, maar was nog nie disipels nie. Daarop gee hy haar vir Johannes om na haar te kyk. Johannes neem Jesus se plek in. Wat leer ons hier uit is dat manseuns moet na hulle ouers kyk
terwyl hulle lewe en wanneer hulle sterwe. Hulle moet alles in hulle vermoë doen om na hulle behoeftes om te sien dat dit met hulle goed gaan en hulle troos indien nodig. Amen. Ja, daar is 'n verantwoordelikheid, Bevan en Nathan en die manne om na hulle ouers om te sien. Want dit is wat Christus gedoen het. Vol pyn, vol lyding, maar hy kyk nog steeds dat daar na sy ma omgesien gaan word. Ek roep op maar Dolly om vir ons Antonisha. Ek roep op Antonisha om dan haar deel vir ons te kan doen. Good morning, congregation. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today I have the privilege of reflecting on the fourth word spoken on the cross by Jesus, which reads, my God, why have you forsaken me? These words are recorded in Matthew 27, verse 46, and Mark 15, verse 34. These words are among the most profound expressions of Jesus' suffering and humanity. They offer us deep insights into the nature of his sacrifice and the depth of his love for us. On the cross, Jesus took upon himself the full weight of our sins, experiencing the agony of separation from the Father and that we deserved. This act of love and selflessness was necessary for our reconciliation with God. Jesus' cry of abandonment underscores the cost of our salvation and calls us to respond with gratitude and devotion. It reminds us that our relationship with God was restored through Jesus' willingness to endure the ultimate suffering and sacrifice as well. Despite the feeling of abandonment, Jesus' cry was directed to my God, indicating a continued relationship and trust in the Father. This teaches us that even in the most of despair, we should maintain our faith and our trust in God. Psalm 22, which begins with a cry of forsakenness, ends with praise and trust in God's deliverance. Similarly, our lives can be transformed by holding on to faith and trusting in our God's plan for us, even when we cannot see the way forward. Jesus' cry, my God, why have you forsaken me, highlights his full humanity. In this moment, Jesus experiences the depth of human despair and abandonment, despite being the Son of God. He feels the weight of separation from the Father. And this profound expression reminds me and shows me that the Father truly understands our deepest pains and our struggles. When we feel abandoned or when we feel distant from God due to lack of praying and lack of reading our Bible, or whichever circumstances you are in, let us be comforted in knowing that Jesus has walked this path and emphasizes our suffering as well. And then, by quoting Psalm 22, Jesus fulfills the prophecy and demonstrates God's plan of salvation. Psalm 22 begins with a cry of abandonment, like I said earlier, but ends with a declaration of trust and hope in God. The psalm reflects the journey from despair to deliverance, mirroring Jesus' own journey on the cross. His suffering was not in vain. It was part of God's redemptive plan for humanity. Jesus' cry on the cross points us to the ultimate victory over sin and death, reminding us that even in our darkest moments, God's plan is at work. And as I ended off, I'd like us to reflect on Jesus' fourth word on the cross. And let us remember that his suffering was for our sake. In moments of feeling forsaken, we can find comfort in knowing that Jesus understands whatever you are going through, whatever pain, whatever cry, and has made a way for us to be united with God. Let us hold on to the hope and trust that just as Psalm 22 ends in praise, our lives too can not only be changed, but transformed by God's redeeming love. Amen. Amen. Uit die mond van die suigeling het ons gehoor hoe die Here, wanneer ons voel ons is alleen, hoe hy kom en hy kom
versterk ons. Ek gaan nou na Madolly toe. Ek gaan Madol vra om dan vir ons die vijfde kruiswoord. Ek kan hier stel volgende nie. Die 5de kruiswoord vir ons te kom gee. Hoor my begroetings aan elkeen in die wonderskone naam van ons koning Jesus. My vers is uit Johannes 19 vers 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En hoe dors moet hy nie gewees het nie. Dink maar net aan die deel van sy dors aan die kruis, wat ons kan verstaan. Vir nagenoeg 16 uur het hy 'n bitter lyding deurgemaak. Dit is inderdaad moontlik dat hy in die tyd niks te drinke gehad het nie. En juis in die tyd is die vog uit sy liggaam uitgepers. In Getsemane, in sy benoudheid, toe sweet selfs geword het, soos bloeddruppels op die grond. Op Golgotha aan die kruis, met sy ontsettende pyn en koors en helse smarte. Eers dan kon die uitroep uit die Jesus droë keel, ek is dors. Hierdie uitroep getuig van die onbeskryflike liggaamlike smarte wat ons heiland om ons onwil gedra het. So wou hy sy geliefdes verlos, nie net van geestelike lyding van die hel nie, maar ook van die liggaamlike lyding daarvan. Jesus dra die spykermerke nou nog saam met hom. Dis deurborende hande wat joune in syne vashou. Jesus is verwond ter wille van jou en my genesing. Sy dorsles was ons geestelike dors, ons dieper dors na 'n liefdesverhouding met God. Daarom het die Here gesê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink, hy sal nooit weer dors nie. Baie dankie, Madol. Ek gaan nou 2 dinge omswaai. So ons gaan nou weer die 7de kry, en dan gaan ons die 6de kruiswoord kry. Ek gaan roep op ons broer Nathan om vir ons die 7de kruiswoord te doen. Een fontein gevuld met bloed wat vloeit uit Jesus sy. Daar's een fontein gevuld met bloed wat vloeit uit Jesus sy. Hallelujah. Dear saints of God, my message is in Luke 23 verse 46. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. The Lord Jesus willingly surrenders his spirit to the Father. He chooses to lay it down, to commit it, to entrust it to God the Father. All the rejection that he faced from the people calling for his crucifixion, the mental anguish of knowing what is to come, what lies ahead, the turmoil that he suffered with his disciples abandoning him, and the pain and exhaustion of having to carry his cross all the way to Calvary, the flogging and the physical anguish, all that he had to endure, it culminates and builds up to his last words, his final words as he dies, Father, into your hands I commit my spirit. He has done everything that he has set out to do. And even on the cross, he makes provision for his mother. And he forgives everyone who crucified him. He has shown us the Father, has revealed to us who the Father is and how we ought to approach him. And now, beloveds, he shows us how to approach death. That we need not to be afraid of death or the process of dying, but that we should also know that we have the loving Father who waits to receive us
on the other side. And beloved, even we live or die, we should put our faith in God and know that we will be resurrected on the last day as Jesus was too. I am comforted to know that when I leave this world, Abba Father is waiting for me with open arms to receive my spirit. We see it too in the book of Acts with the stoning of Stephen, who said that he saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. And he also prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Jesus remained faithful and obedient until the end, and he calls us to do the same in Revelation 2 verse 10. Do not be afraid of what you are about to suffer. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. I end off with Isaiah 53 verse 12. He poured out his life unto death and was numbered with the transgressors. For he bore the sins of many and made intercession for the transgressors. Amen. Baie dankie, Nathan. Ek dink baie maal dan sien ons die kruiswoorde moontlik as is 'n goeie ding. Dit is wat gebeur het. Maar vir my is dit ook 'n geleentheid vir ander om deel te hê aan die prediking van die woord. Gewoonlik is dit maar die pastoor wat preek, maar dit is soms goed om te luister wanneer ander ook bedien. En die kruiswoorde gee dan juis vir ander die geleentheid om ook die woord van die Here met ons te deel. Ek gaan ons woord van ons diaken neem. Dit is volbring. It is finished. Johannes 19 vers 30. Matteus 27:50 sê, Jesus het met 'n groot stem het hy uitgeroep, dit is volbring. En jy weet wanneer ek kyk na groot stem beteken dit was nie 'n martelaars of 'n pynigende ding wat hom daartoe genoop het om uit te roep nie. Maar wanneer hy hard uitroep, dit is volbring, is dit as dit ware 'n oorwinningskreet. Dit is 'n oorwinningskreet wat vir ons sê dat dit waarvoor hy gekom het, die prys wat hy moes betaal het, dit is betaal. Dit is ten volle betaal. In Grieks gebruik hulle vir die 3 woorde net een woord, tetelestai. In Hebreëus gebruik hulle ook 'n ander woord vir ons, maar al twee hierdie woorde beteken basies that it is paid in full. Dat dit ten volle betaal is, dat die skuld van ons sondes klaar betaal is, dat dit waarvoor hy gekom het, dat dit vervul is. Hierdeur, this divine mission has been accomplished. Ander woorde, ons is nie meer onder die juk van die sondes nie, ons is nie meer onder die sonde oordeel nie, omdat Christus vir ons in ons plek gesterwe het en ons sondeskuld op hom geneem het. Johannes 17:4. Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Nie net dit nie, het ook al die profesieë wat daar is, en daar is 300 profesieë oor Christus vanaf Genesis tot Maleagi. Al die profesieë was vervul voordat hy natuurlik gesterwe het. Ek dink van die profesieë wat daar was, is natuurlik die een van hulle is waar die woord sê dat hy die kop van die slang sal vermorsel en dat die slang sy hakskeen sou byt. Wat beteken dat Christus die Satan vir eers en vir altyd sou oorwin. En dit is wat gebeur het op Golgotha. En toe alles klaar is, toe hy klaar die oorwinning gedoen het, toe sê hy, dit is volbring. Jy weet, een van die dinge waaroor teoloë soms stry,
is oor die konsep original sin. Original sin. Nou gaan die vra pastoor, wat sê hy vir my? Wat beteken dit? Hy sien daar's die konsep by mense dat toe Adam en Eva sondig, toe word die sonde van hulle ook die sonde van die mensdom, omdat hulle ons eerste ouers was. En daarom sê mense soms dat wanneer ons gebore word, word ons gebore in sonde. Met ander woorde, Adam en Eva se sonde is nog altyd op ons. En mense glo dat dit nog so is. Maar kom ek sê vir u, toe Christus op die kruis sou hang, toe het hy ons sondes op hom geneem. En hy het ons sondes ten volle betaal. Hy het al ons sondes betaal. Jy weet hoe hy hang daar aan die kruis, en hy hang daar met al die sondeskuld op hom, het selfs sy hemelse Vader sy gesig van hom af weggedraai. Want die Bybel sê donkerte het oor die aarde gekom. Want jy weet, God kan nie vereenselwig word met sonde nie. Sy seun het sonde geword, coach. Maar weet, ek is so bly, ek is so dankbaar dat die Here deur die kruis dood, het hy ons sondes op hom geneem en is ons sondes vergewe. En is ons nie meer onder die juk van die sondes nie. En ons hoef nie meer bekommerd te wees dat original sin nog steeds op ons van toepassing is nie, want Christus het die prys ten volle betaal. Jesaja 53 vers 5 tot 6 sê vir my so mooi, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede gebring het, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy sien toe Adam en Eva sondig, toe hulle ontdek dat hulle naak is, toe kom God en hy slag of hy dood diere sodat hulle die velle van die diere kan kry. Nou dit laat my dink dat dit is die eerste keer wat die bloed van diere moes vloei om Adam en Eva se sondes te vergewe. Daar moes diere gesterf het sodat hulle die velle kon kry om hulle te bedek. En in die Ou Testament sien ons die priester gaan in die tempel in met die bloed van diere sodat hy dan by God vergifnis kan vra vir die volk se sondes vir die jaar. Wanneer Christus kom, dan word hy die volmaakte offer. Wanneer Christus kom, word hy die volmaakte lam van God. En het is sy bloed wat vir ek en jy vloei, sodat ons vergewing van ons sonde kan hê. Nie die bloed van lammers nie, nie die bloed van skape nie, maar die bloed van Christus Jesus, die seun van God. Sy bloed en sy bloed alleen moes vir ek en jy vloei, sodat ons vrymaking van ons sonde kan kry. Hebreërs 9:22 sê vir my so mooi, dat sonder bloedvergieting kan daar geen vergifnis wees nie. So Christus kom hy word die volmaakte lam. Hy het geen sonde gehad nie. Weet, wanneer 'n lam geoffer was, moes hy geen gebreke gehad het nie. Christus word die perfekte lam en hy sterf in jou en in my se plek, sodat ons vrymaking kan kry van ons sondes en van ons oortredinge. En daarom is dit nie meer nodig, coach, dat ons moet kom en skape se bloed offer nie. Daarom is dit nie meer nodig dat ons moet kom en duiwe of diere se bloed offer om ons sondes vergewe nie. Maar Christus het vir eens en vir altyd het hy ons sondes vergewe. Sy bloed wat gevloei was, het ek en jy se sondes vergewe. En wanneer hy sê, dit is volbring, dan sê hy vir ons, die prys is betaal. Jou sonde is vergewe.
Daar's meer geen oordeel oor sonde nie, omdat hy vir ons die volbragte prys betaal het. Gedeelte in die Bybel sê ook, julle is duur gekoop. Nie deur die bloed van lammers en diere nie, maar deur die bloed van die Seun van die lewende God. So ek wil vir die volgende sê, moenie u vrymaking, moet dit nie ligtelik opneem nie. Moenie die feit dat Christus jou geroep het tot hom, moenie die feit dat jy kind van God is, moet dit nie lig opneem nie, want jy is duur gekoop. En vandag herdenk ons juis die dag wat Christus sy prys vir ons betaal het. Kom ons sing 'n koortjie saam en dan gaan ons oor na die nagmaal. Halleluja.